Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ons gesels vandag weer oor 'n baie kontroversiële, 'n baie omstrede onderwerp: maak skoon jou huis. Nou hierdie gedagte is baie bekend in baie denominasies, veral in die charismatiese beweging, die New Apostolic Reformation. En het u al gehoor dat u huis moet skoonmaak, dat iemand die kosyne en die deure moet kom salf met olie en die bloed van die Here pleit oor jou huis? Dis absoluut 'n onbybelse, 'n geestelike oorlogvoering wat nie voorkom in die woord van die Here nie. Nou ek gaan vandag vir 'n paar videoklips speel. Ons gaan dit bespreek in die lig van die skrif en dit is baie ernstig, want daar's baie misleiding in ons kerke en ons as gelowiges moet waaksaam wees. Daarom is die woord van God vir jou daar gegee, dat u dit moet gaan ondersoek en kyk, wat sê die woord, en minder luister na mense wat vir jou goed leer, wat nie uit die woord van God kom nie. So kom ons spring dadelik weg. Nou het jy al gehoor van die woordjie cleansing your house. Jy moet jou huis skoonmaak en dan kom mense, dan kom salf hulle jou huis met olie en hulle pleit die bloed en hulle bid en ja, daar is baie rituele wat hulle toepas, maar dit kom nie in die woord van die Here voor nie. Maar ek gaan vir jy dadelik 'n videoklip speel van Frik Weideman, waar hulle dan ter inleiding vir jou vertel hoe jou huis moet skoonmaak, wat dit is. Kom ons gaan luister en dan gaan ons daaroor gesels. So, dis ook 'n oop deur. So maak skoon die huis. Salf hom gedurende. So wat ons doen, ouens, ons maak die grond skoon waarop die huis gebou is, en dan die huis se fondasie, en dan in die huis self en bokant die huis. Aan die ander woorde, wat in die ceilings is, ons het al hoenderpote gaan uithaal in ceilings, en ons het al moetie gaan uithaal in ceilings. Ouens, is verskriklik. En dan bokant die huis is daar 'n atmosfeer in hierdie huis wat geskep was, miskien deur die vorige eienaars, miskien deur julle self of deur mense self. Is daar 'n atmosfeer bokant hierdie huis, en daai atmosfeer moet gekanselleer word, en daai kontrak moet gekanselleer word in die naam van Yeshua. Absoluut. En dis hoekom ons die salfolie inbring, en dan bring ons, en wanneer ons 'n kamer klaar gesalf het, dan salf ons daai kamer se deurposte, wat simboliek is die bloed van die lam. Nou ja, dit is 'n mondvol, en verduidelik hulle hier hoe dat jy jou huis moet skoonmaak, dat jy met salf met olie, en dat jy kontrakte moet verbreek, en jy moet jou huis dan ook gedurig salf met olie, jy moet heeltyd jou huis skoonmaak, breek kontrakte in die gees. Staan dit in die Nuwe Testament? Ek wil vra, het Jesus het aan sy apostels of sy disippels geleer dat hulle hierdie soort van oorlogvoering moet gaan toepas? En dit staan nie in die woord van die Here nie. Ons weet die Here se bloed beskerm ons. Wanneer jy in Christus is jy deur hom beskerm, en jy moet bly in sy wil. Jy moet die Satan weerstaan en hy sal van jou wegvlug, en daar's baie skrifgedeeltes wat dit vir ons leer. Maar hierdie soort van praktyk, hierdie soort van rituele wat hierdie mense leer, kom nie in die woord van die Here voor nie. Nou goed, bevryding van demone in jou huis, salf met olie. Nou ons weet, van sommige van die is bekend met Rebecca Brown, natuurlik die boek wat sy geskryf het, He Came to Set the Captives Free. Nou ons gaan kyk wat leer sy, hoe om jou huis skoon te maak, en absoluut onskriftuurlik. Kom ons gaan kyk. Rebecca Brown het haar huis se deure en vensters gesalf om die duiwels uit te hou. Nou ek wil die vra, kan jy dit werklik doen? Kan jy jou deure salf om die duiwels uit te hou? En toe hulle tog ingekom het om 'n vrou wat geestelik bevry is weer te mislei, het Rebecca gesê dat sy vergeet het om haar huis se dak ook te salf. Die duiwels het toe volgens haar deur die dak ingekom. Nou hierdie mense het baie stories en baie verhale, en hulle verstaan nie dat wanneer jy in Christus is, dan is jy, dan beskerm hy jou van die bose, jy kan nie bo jou kragte versoek word nie, en as jy niks verkeerd toelaat in jou lewe nie, kan geen demone in jou huis inkom nie. Maar hierdie mense glo met jou huis salf en dit gedurig doen, en absolute misleiding. Nou ja, kom ons gaan kyk na die volgende videoklip wat ek ter inleiding wil speel van I Think Biblically, en hier verduidelik hy pragtig dat die woord van God nêrens leer dat sulke praktyke of rituele toegepas moet word nie. Kom ons gaan luister na hom.
Is it possible to ward off evil spirits by anointing your home with oil? Well, a bunch of so-called Christian YouTubers seem to think that you can, and they seem to think that you should be anointing every single home that you move into because you just don't know what kind of demons could be lurking around that home. And there's nothing in the Bible, anywhere in the Bible, that says that you can ward off evil spirits by anointing your home with oil. I mean, this is nothing more than pagan superstition. Nobody in the Bible did this kind of thing. Nobody. Nou ja, dit is dan Caleb wat vir ons vertel het, dit staan nie in die woord van die Here nie. En daarom moet ons gaan kyk, ons moet bereens wees. Handelinge 17 vers 11. Gaan kyk of hierdie dinge so is, wat hierdie mense vir jou leer, en hulle leer jy met jou huis met olie salf, want daar's demone in jou huis. Nou die gebruik kom van die Ou Testament, waar toe Israel in Egipte was, en die Here vir hulle gesê het, met die lammetjies se bloed vat, en het aan die deurkosyne en die deurposte van hulle huise smeer, maar dit was om die wraak van God te weerhou, dat dit nie sou inkom nie. Dit het niks te doen met demone wat in hulle huise was nie, maar hulle gebruik daai skrifgedeelte soms baie, om te sê, ons moet dit doen, ons moet ons deurposte salf, en dis die bloed van Jesus, en so meer. Nou, waar kom die gedagte, waar kom hulle aan hierdie lering, waar kom hierdie gedagte vandaan? En ek kan vir u net sê, ek glo dit kom uit die New Apostolic Reformation uit. Nou hierdie dwaallering kom direk van die New Apostolic Reformation en die Latter Rain Movement, of wat die nuwe sogenaamde geestelike oorlogvoering beoefen. Nou, ons gaan baie gesels oor geestelike oorlogvoering vorentoe, en veral oor die valse geestelike oorlogvoering wat hierdie mense dan ook doen. Dit is eintlik baie, baie skokkend. Nou goed, wat is dit om jou huis skoon te maak? Geestelike oorlogvoering, hierdie mense gebruik sekere rituele, en hulle sê die volgende byvoorbeeld, dat daar huise is wat demoniese aktiwiteite en sogenaamde vloeke huisves, ongewone dinge wat plaasvind, dat hierdie demone verdryf word deur verskillende rituele en gebruike om jou huis weer skoon te kry. Dit is totaal onstruktuurlik. Dit kom nie, soos hy nou gesê het pas, ou Caleb, dat dit kom nie in die woord van die Here voor nie. Dit is nie 'n leerstelling nie, dit bestaan nie, maar tog beoefen hierdie mense hierdie soort van praktyk. Nou ja, kom ons gaan kyk vandag na die volgende videoklip. Wat is dit om jou huis skoon te maak? Wat doen hulle? Vrik beide man en sy vrou, wat doen hulle om die huis skoon te maak? Kom ons gaan luister gou na hulle. Ek het mense nou gekry van 'n plek in Mpumalanga wat my gesê het, hoor die Frik, jy moet kom huis kom maak. Nou, kom ons leer jy gou wat ons doen. Ons, voor ons by die huis kom, dan breek ons enige bloedvergieting wat op die grond plaasgevind het. Onthou dat jy bly in daai huis dalk al vir 10 jaar, maar wie het voorheen daar gebly? En die vorige eienaars kon dalk dinge daar gedoen het wat teen God se wil was, en die grond roep uit. Soos wat die bloed roep, so roep die grond. Enige seksuele immoraliteit wat op die grond plaasgevind het sy voorhuwelikse seks, buiteegtelike verhoudings, pornografie of enige ander vorm van perversie, breek ons voor ons met enige iets. Ja, ons bely dit eers namens al daai ander mense wat daar gebly het. Want dit is, onthou julle die vorige een, dis die ongoddelike altaar, dis saad op daai altaar. Hoe kry ons die saad van die altaar af? Deur eerstens te bely. Bely en dan Vader om verskoning te vra vir dit wat toegelaat is op daai altaar, in hierdie geval wat toegelaat is op daai grond. Met ander woorde, ons maak daai kontrakte wat in die gees is, maak ons daai kontrakte null and void, ons maak hom dood. Want 'n kontrak bly staan totdat jy hom kanselleer. En dan baie belangrik ouens, ons kanselleer die ongoddelike altare soos wat met die sangomas ingekom het, met bloedvergieting wat op die grond gekom het, vrymesselery, satanisme, ons breek alle goed wat op daai grond gekom het. Enige vloeke wat die vorige eienaars oor hierdie grond uitgespreek het, of selfs jy, wat iemand gesê het, die mense wat in hierdie huis bly, sal altyd ongelukkig wees, hulle huwelike gaan nie slaag nie, hulle sal altyd 'n finansiële krisis wees, dit is 'n vloek op die grond. Ja, of iemand wat sê, julle sal nooit hierdie huis verkoop kry nie. Ja, dis 'n vloek. Dis 'n vloek wat uitgespreek is, dis 'n vibrasie wat in die geestesriem is. Nou dit is ook weer 'n mondvol, maar ons gaan dit stap vir stap bespreek. Maar eerstens wil ek net sê, dit is 'n klomp snert, dit bestaan nie in die woord van die Here nie, daar is nie 'n skrifgedeelte wat hierdie twee mense vandag hier gebruik het,
om te staaf wat hulle sê nie. Daar's nie 'n skrifgedeelte wat hulle ooit kan uit die Bybel uithaal om hierdie soort van rituele te beskryf nie. Dit staan nie in die woord van God nie, dis onskriftuurlik, maar kom ons begin deur wat hulle te sê gehad het. Jy moet alle bloedvergieting verbreek. Ons lees dit nêrens in die woord van die Here nie. Nou, hierdie goed wat hulle hier noem, staan nie in die skrifte nie, dis absoluut onskriftuurlik, maar jy moet nou bloedvergieting gaan breek. Met ander woorde, waar daar geweld was in daardie huis, en jy trek nou in 'n nuwe huis in, en daar was bloedvergieting in daai huis, dan gaan dit jou tref, dit gaan oor jou kom, daarom moet dit verbreek word, sê hulle. Enige seksuele immoraliteit word gebreek. Ander woorde, die sondes van mense, seksuele sondes, moet nou bely word. Jy moet hoor wat sê hulle, dat hulle dit bely. Jy moet dit bely namens die vorige mense. En dit is absoluut totaal buite die skrif. Jy sien, hierdie mense glo aan bloedlynvloeke. En daarom glo hulle dat hulle die sondes van hulle voorouers moet bely. Hulle moet sondes kanselleer wat hierdie mense gedoen het. En hierdie is 'n absolute groot dwaling, die leer van die bloedlynvloeke. Want hulle glo dat bloedlynvloeke vandag gebreek moet word en al hierdie soort van rituele wat hulle dan ook toepas. Nou, ongoddelike altare en kontrakte in die gees moet nou verbreek word en ongeldig verklaar word. Want dit sal daar bly totdat dit gekanselleer is. Met ander woorde, wie het hierdie mag ontvang om dit te kan doen? Het die Here Jesus enige opdrag aan sy disippels, sy apostels gegee en sê, julle moet hierdie soort van goed gaan verbreek, julle moet die sondes van die voorouers gaan bely, alles totaal onskriftuurlik. Nou, enige vloeke wat vorige eienaars op die grond uitgespreek het, soos ongelukkigheid in jou huis, huwelike wat nie gaan slaag nie, finansiële mislukking, dis alles dinge wat verbreek moet word. Hierdie is totaal buitekant die skrif. Hierdie kom direk in die New Apostolic Reformation en ons gaan later baie gesels oor hoe hulle geestelike oorlogvoering doen. En dis totaal buitekant die skrif. Totaal onskriftuurlik. Nou ja, kom ons gaan luister na die volgende videoklip en hoe hulle dan hoe kom die demone dan in jou huis in? Kom ons gaan luister wat sê Frik Beideman. Nou ons met hierdie goeders moet ons nou gaan kyk en dan gee ons die lêplek vir demoniese magte. En dan moet jy weet, nou nie ek was nou aangeval met 'n demonic presence in my huis. En ons maak seker ons deure is toe, maar daar gebeur goed. Mense kom in ons huis en ons doen bevryding, ons doen konsultasies, ons doen counseling, ons doen bevryding van die gees in ons huis. En baie keer kom kry die vyand lêplek in ons huis. Maar Frik, dis ook soos wat ons, ek dink ons het 3-4 weke terug daaroor gepraat. 'n Mens moet 'n bietjie afstof, nê? Ja. Soos wat ons huis skoonmaak. Ek hou daarvan. Yes. So moet jy gereeld jou huis skoonmaak in die geestesrelm. Want daai goed kom lê, maar omdat daar so baie mense na ons huis toe kom. So dis ook 'n oop deur. So maak skoon die huis. Dit wat jy toelaat, dit sal oor jou kom. Dit wat jy toelaat, sal met jou gebeur. En hierdie mense glo absoluut dat demone in hulle huise inkom en jy moet jou huis gereeld skoonmaak en dan gebruik hulle metodes wat natuurlik voorgehou het in die vorige klip wat ek vir gewys het. En hierdie mense glo dat demoniese geeste kan in jou huis inkom, ook deure, soos mense op julle berading doen wat in hulle huise kom. Dan oor hulle glo mense, ek weet nie hoe doen jy berading op iemand wat demone in hulle het nie. Maar hierdie mense kom in jou huis in, jy doen berading op hulle en daai geeste gaan sit in jou huis. Dit is absoluut onskriftuurlik. Dit staan, dit kom nie in die woord van God voor nie, maar hierdie mense glo, dis absoluut, dis 'n waarheid, dit gebeur. En jy sal oplet dat hulle geen skrif gebruik nie. Daar's geen skrifgedeelte wat hulle gebruik om hierdie goed te staaf nie. Nou die woord van die Here is duidelik, geen demoniese mag kan hou vas op 'n gelowige hê wat jy nie toelaat nie. Slegs deel en anders op demoniese aktiwiteite kan dit hou vas op jou hê. Dis tog duidelik wat die woord leer. So hoe kan mense in jou huis inkom en jy dan demone in jou huis in toelaat deur mense op wie jy sogenaamd berading gedoen het? Totaal onskriftuurlik. Maar nou gaan ons luister na 'n dame wat haar huis skoonmaak en sy verduidelik hoe sy die huis skoonmaak en dat jy in tale moet praat.
want dit is 'n beskermmeganisme. Kom ons gaan luister wat sy sê. So then I will just take a paper towel, I'll just squirt it a little bit, and then just, again, go around my door frames and go ahead and just be pleading the blood of Jesus. Now, when I say that, what I'm saying is, Lord Jesus, I call you to have dominion over our household. I call any unclean spirit to be removed from our house, that it cannot come into our home. I speak health and wholeness. I speak prosperity to our home. And just decreeing the blessings of the Lord. That's all I'm basically doing. I'm just taking a time of prayer, of dedicating our house to the Lord. And many times I am praying in tongues. Now, if you're not activated in speaking in tongues as a Christian, I encourage you, catch the video I'm going to shoot at the end and click that link. Get that activated. Everybody that is a Christian has tongues in them. It's the language of God and angels. So you're just going to let God speak through you and declare whatever he needs to have declared over your house, because he knows more than you do. And the angels are just standing at attention, and they're just waiting to hear, how am I supposed to guard this house? How am I supposed to do this, you know, in ways of that way. Nou ja, hoe om jou huis skoon te maak? Jy moet die bloed van Jesus pleit, jy moet dit decree oor jou huis, jy moet dit verklaar. Hierdie goed kom nie in die woord van die Here voor nie. Jy sal sien dat sy geen skrif gebruik om dit te bevestig nie. En dit is absoluut skokkend. Nou hierdie goed kom uit die New Apostolic Reformation uit. Sy spreek seëninge uit oor 'n huis, prosperity en so meer, asof haar woorde sogenaamde krag dra, en dat sy dinge in bestaan spreek, en dit wat sy spreek sal oor 'n huis kom. As die Here jou huis nie seën nie, sal jou huis nie geseënd wees nie. As die Here jou nie voorspoedig maak nie, sal jy nie voorspoedig wees nie. Maar hierdie mense verklaar dit, decree en declare. En nou kom ons by die ernstige saak. Sy sê, dan moet jy in tale praat. Want alle kinders van God moet in tale praat, omdat dit binne in hulle is. Dis tale van engele, dis 'n hemelse taal, dis tale van engele. Hierdie staan nie eers in die woord van God nie. Ek dink dit staan nie eens in enige boek geskryf in die wêreld nie. Maar hierdie mense maak van hierdie ding 'n leerstelling. Daar is geen manier dat elke kind van God in tale kan praat nie. As God jou die gawe nie gee nie. En terloops, wat het dit te doen met jou huis skoonmaak? Tale is evangelisties van aard. Jy bring die evangelie aan ander mense in daardie tyd. In die boek van Handelinge was dit so. Maar hoe maak jy jou huis skoon om deur in tale te praat, as dit soort van 'n beskerming bring oor jou huis? Hierdie mense is totaal mislei, en dit is absoluut die waarheid. Ons mag nie doekies omdraai nie, want baie kinders van die Here laat hierdie goed toe in hulle lewens, en hulle is absoluut mislei. Nou kom ons gaan luister wat sê die getuienis. Wat is jou huis skoonmaak? Daar's portals, daar's regte wat Satan het oor jou huis, as jy goed in jou huis sit. En kom ons gaan luister wat sy sê, dan gesels ons daaroor. En so het ons ook maar met die Heilige Gees gegaan en gesê, Here, wat moet ons van ontslaa raak? Wat is dit wat die vyand kan gebruik om toegang te hê? Want daar's, jy weet, legal rights, wat hulle kan, jy weet, in jou huis kom aanval. So het ons toe fisies huis skoon gemaak, maar ons het nooit geweet daar's 'n geestelike kant ook van huis skoonmaak nie. En later, jare later, toe leer die Here ons van geestelik skoonmaak, want daar is portals wat Satan en die demone gebruik om te kan inkom. En daar is, jy weet, daar's geestelike demone, en daar's daai goedjies wat ook operate, witchcraft, dan dis geestelik. Nee, die Here leer nie vir jou om jou huis skoon te maak nie. Dit staan nie in die Bybel nie, dit staan nie in sy woord nie. Die Here leer jou hoe om saam met die Heilige Gees te werk om jou eie lewe skoon te kry. Jou hart moet skoon wees, nie jou huis nie. Maak jou hart skoon. Dit is daar waar die probleem lê. En hierdie mense glo dat God dit vir hulle geleer het, en dit is nie wat dit is nie. Maar kom ons gaan kyk wat sy dan sê. Sy sê goed in jou huis wat verwyder moet word. Nou ja, ek stem saam, daar moenie Boeddha beeldjies en sataniese beelde of goed in jou huis wees, en jy weet, dit is eintlik basies boos nie. Daarmee stem ek saam, dit moet nie in jou huis wees nie, verwyder dit. Maar sy sê, as hierdie goed in jou huis is, dan is daar legal rights,
En dit is een van die slangwords of een van die buzzwords van die New Apostolic Reformation. Hulle glo Satan het sekere legal rights oor jou lewe. Deur bloedlyn vloeke natuurlik. En nou, ek wil vir julle sê, dit is absoluut onskriftuurlik. Jy kan Satan net die reg op jou lewe gee, wanneer jy hierdie goed toepas en dit letterlik doen, dat jy hierdie goed meemaak in die sondes van hierdie goed. En dit is absoluut die waarskuwing wat ons het. Moenie deel hê aan die werke van die duisternis, maar bestraf dit, openbaar dit, ontbloot dit liewer. Maar hierdie mense glo as portals, en kom ons gaan kyk, sy sê dat Satan is 'n demone portals gebruik om in jou huis in te kom, of selfs in jou lewe in te kom. Nou gee vir ons enige skrifgedeelte wat dit staaf. As jy 'n skrifgedeelte kan plaas in die kommentboks, doen dit. Dit staan nie in die woord van die Here nie. Die Here sê, bly in my en ek sal in jou bly, as jy in my wandel, as jy in my wil bly, hy sê, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Daar's geen skrif wat leer dat Satan op een of ander manier deur portals of wat ook al in my lewe kan inkom as ek in die wil van God is nie. Maar kom ons gaan luister na die persone met wie sy nou gepraat het, wat nou hulle rituele voorhou, waar hulle dit geleer het by hulle pastoor, en dis baie skokkend. Kom ons gaan kyk wat hulle sê. So ja, dit was vir ons ook net gewees, van waar ons gekom het tot waar ons nou is. Maar Vader het ons gelei en hy het regtig heeltyd met ons gepraat, Heilige Gees het met ons gepraat en ons gewys. En in visioene en sulke goed het hy vir die hoofpastoor Gideon gewys. Ons moet die skeerpoot. Ons moet die skeerpoot om die huise sit. Okay, wat is 'n skeerpoot? So 'n skeerpoot is 'n profetiese aksie Ja? om 'n muur om jou huis te sit. So ons sit amper 'n dome oor jou huis, maar dit is 'n profetiese aksie wat ons doen met dit. En dit doen ons om die communion juice, the grape juice, vat ons en ons verklaar dit as die bloed van die lam. Dis reg, ja. En ons sit dit om jou huis, om die mure, en dan vat ons pennetjies, soos die Bybel gesê het met die pennetjies en sulke goed van die tentpennetjies, dan ons sit dit in die grond, ons maak seker dat ons elke punt het, en dan bid ons daaroor en Vader maak Die beskerming oor jou huis. Ja. So is die geesteswêreld kan nie inkom nie. Dis teen dit. En partykeer sal mense sê, hoor hierso, ek het die eerste aand het ek net 'n doef gehoor en dit is teen daai beskerming wat oor jou huis is wat hulle dit dan hoor. So, Die vraag is, hoekom wil demone in jou huis inkom? As daar sonde in jou huis is, dan laat jy 'n oop deur vir hulle. Maar hierdie mense gebruik rituele, en kom ons gaan kyk wat hulle eintlik sê. Hulle het 'n ritueel na 'n visioen wat hulle pastoor Gideon vir hulle gesê het, om die skeerpoort, ek weet self nie wat 'n skeerpoort is nie, maar dit is 'n profetiese aksie, wat jy natuurlik dan om jou huis plaas, en jy moet natuurlik die nagmaal, die wyn, as die bloed van Jesus verklaar, dit is 'n simboliese simbool van sy bloed, natuurlik is dit. Maar die woord van die Here leer nêrens dat ek en jy die nagmaalbeker moet uitstort om ons huis, om jou huis te beskerm nie. As jy in die wil van God is, en jy is 'n kind van God, jy's geseël en verseël deur die Heilige Gees, hoef jy nooit bekommerd te wees nie. Dat die bose sal nie 'n ou vas op jou kan hê nie, tensy jy dit toelaat, tensy jy in sy terrein inbeweeg, en jouself skuldig maak aan okkultiese bedrywighede, of een of ander ding, wat absoluut die beskerming van jou wegvat. Maar hierdie mense glo aan sekere rituele, en dat hierdie pastoor het nou 'n visioen gehad. Mense, dit bestaan nie in die woord van die Here nie. Dit is absoluut onskriftuurlik, en is eintlik skokkend om daarna te luister. Nou die geesteswêreld kan nou nie inkom nie, sê hulle, dat daar mense is wat gehoor het letterlik, hoe daar geleide is, wat hoe hulle probeer inkom deur hierdie dome, en dis onskriftuurlik. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Jy kan Satan slegs 'n leeplek in jou lewe kom gee, wanneer jy buitekant die wil van God is. En ek sal dit hoeveel keer sê, as jy sonde het, lê dit af, bely dit, laat dit staan,
want die duiwel kan nou vas op jou kry, en dit is werklik so. Maar nie deur rituele toe te pas, deur olie om jou huis en jou kusyne te smeer, en nou vra ek net, enige skrifgedeeltes wat dit leer, is daar enige skrifgedeelte wat jy kan aanhaal, om te sê dat Satan gebruik portals, en jy moet bloed, die olie om jou huis, so kusyne, en mure, en dakke, en allerhande onskriftuurlike rituele, wat nie voorkom in die woord van die Here nie. Dis eintlik baie skokkend. En tog is daar baie gelowiges wat vashou aan hierdie goed. Ek het by geleentheid het 'n vrou vir my vertel, dat sy is net gou besig om haar huis te salf, en en sy sê sy het dit by haar pastoor geleer. Nou die pastoor het blykbaar die kusyn, die deur waar die mense inkom, het hy gesalf dat die demone nie kan inkom nie. Nou vra ek, as daar nou mense instap, wat demoniese aktiwiteit in hulle harte toegelaat het, en waarvan hulle nie bevry is nie, stap die duiwel nie, maar dan sommer saam met hulle in nie. Maar hulle glo jy moet jou deure smeer met olie, en die bloed verklaar, en bloed pleit. Alles onskriftuurlik. Nou ja, ek gaan afsluit. Onderwerp julle dan aan God, sê die woord van die Here. Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Dis die enigste waarborg wat ons het. En dan waarsku ek teen hierdie soort van misleiding. Pas op dat jy nie mislei word nie. Die woord is ernstig oor misleiding, en so baie dinge vind in ons kerke plaas, onskriftuurlik, onbybels, en mense hou vas aan hierdie goed soos wat die pagans doen, en dit is nie skriftuurlik nie. Maar tot 'n volgende geleentheid, mag die Here u seën, mag hy u insig gee in die skrifte, dat jy die woord van God kan ken, en nie mislei word, soos baie van hierdie mense nie. Tot 'n volgende keer, totsiens.